Daar's baie mense wat die aanneem van Jesus Christus as jou Here en Verlosser en die ontvangs van die Heilige Gees in ons lewe van mekaar losmaak. Hulle glo dis twee aparte gebeurtenisse in die gelowige se lewe. Maar as ons kyk na Romeine 8 vers 9 tot 11, dan is dit nie moontlik om dit van mekaar los te maak nie. Ons hoor daar dat as jy die Heilige Gees, as die Gees van Christus nie het nie, jy nie aan Christus behoort nie. As jy Christus as jou Here en Verlosser aanneem, dan kom woon hy deur die Heilige Gees in jou lewe en maak jou lewe nuut. Ek ontvang dus die Heilige Gees in my lewe as ek Jesus Christus as my Here aanneem. Dit word ook deur 1 Korintiërs 12 vers 13 bevestig, as dit sê dat almal wat deel van die liggaam van Christus is, dieselfde Gees in hulle het. As ek dus deel word van die kerk, deur Jesus as my Here te aanvaar, kom die Heilige Gees in my bly. Johannes 3 vers 3 sê tog dat ek deur die Heilige Gees nuut gebore moet word, anders is ek verlore. Efesiërs 1 vers 13 tot 14 sê ons word deur Christus deel van God se volk, en dan kom merk die Heilige Gees ons as die eiendom van God. Die werk van die Heilige Gees bevestig dus dat ek sal ontvang wat God beloof het, dat hy my sal aanneem en verlos. As ek die Heilige Gees ontvang by bekering, dan moet daar 'n proses in my lewe gevolg word waar ek elke dag toelaat dat die Heilige Gees al meer beheer van my lewe neem. Dit is wat met my geestelike groei gebeur. Die Gees word meer en ek minder. Het Christus al deur die Heilige Gees in jou kom bly en neem hy al meer beheer van jou lewe?